verwelkom vanmôre in ons midde. Heilige Gees, sonder U kan ons niks doen nie. Ons is afhanklik van U. En ons het U nodig om ons te versterk, om ons te seën, om ons aan te raak, om ons te lei. Daarom wil ek weer sê, Vader God, Heilige Gees en Jesus Christus, U is welkom vanmôre hier, want sonder U, Here, is dit te vergeefs. Ek bid vanmôre, Vader, dat die Heilige Gees oor elke man en elke vrou in hierdie plek sal waai, dat ons anders sal uitstap hier as wat ons ingekom het, dat ons harte, ons gees en ons gedagtes sal oopmaak, Here, om te ontvang dit wat U vir ons wil sê, Vader God. Ek bid dat die Heilige Gees reeds harte ontvanklik en oop sal maak, ore oop sal maak, skille van oë sal afhaal, sodat ons U hand in dit vanmôre kan sien. Niks van onsself nie, alles van U. Have your way in us, Father God. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. We give You all the glory, all the honor and all the praise this morning, and we magnify Your name. Dankie vir U woord, Here, wat vanmôre die hoogste gesag in hierdie gebou is. U woord sê gras verdor en die blomme val af, maar die woord van God sal vir ewig bly staan. Dankie dat die woord vanmôre die hartste hart penetreer. Dankie dat die woord vanmôre genees en kan vrymaak. Ons verklaar Jesus oor hierdie plek vanmôre en ons sê ons gee aan U die lof en die eer. Word verheerlik in Jesus naam. Amen. Amen. Loof die Here. Kom ons gee vir die Here met 'n handeklap. Loof Hom. Ons God is groot en Hy regeer. En Hy is die een wat wonders doen. U kan maar sit. Baie dankie. Van my kant af wil ek ook sê baie welkom vir elke een wat vanmôre hier is. Die Here seën jou. En elke een van julle is so spesiaal, of jy nou 'n huiskind is en of jy nou 'n besoeker is, jy is spesiaal. Maar ek het vanmôre 2 gaste wat ek spesiaal wil welkom sê, want dit is vir my so 'n voorreg om vir Michelle en vir Cecile vanmôre hier te hê. Ons kom 'n baie lang pad saam. Michelle het my ontmoet in 'n baie slegte tyd, wat ek baie siek was, en ek dink hoe wonderlik werk die Here, dat ek was eers haar pasiënt. En toe studeer ek by haar. En nou praktiseer Cecile en ek onsself, ons het baie geleer van mekaar, en nou praktiseer ons onder Michelle se wakende oog. Gister was vir my baie lekker gewees, dat ons net weer kon optel met al hierdie goed, wat ek nou nie meer so meer daagliks meer beoefen nie, want ek het nou 'n werk om 'n taak om dit te doen. Maar dit is vir my so 'n eer en 'n voorreg om julle vanmôre hier te hê. Kom ons gee vir hulle 'n handeklap. Kom ons gee vir elke vrywilliger wat hier is 'n handeklap, of jy by die hek gestaan het, of jy in die parkering was, of jy by die klank was, of jy musiek gemaak het, of jy tee gemaak het. Die Here seën jou. Ons waardeer jou. En welkom aan die welkoms. Is julle bly die welkoms is vanmôre hier? Mag die Here elkeen van u seën. Ek is dankbaar en ek is bly dat u vanmôre hier is. Ek is hier om jou net vanmôre te bemoedig. As ek nie meer mense kan bemoedig nie, dan het ek op my stoep gaan sit en probeer om te leer berei. Maar ek is nog daar om jou te bemoedig. Verlede naweek het ons Jesus se dood geherdenk en sy opstanding gevier. En vanmôre wil ek sê, dit is net, ons blaai net om. En ek wil jou vanmôre bemoedig dat jy het opstandingskrag. Amen. En regtig, ja, as ons kan lees, ons gaan na Romeine 8 vers 11. Romeine 8 vers 11.
van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, dit was nou laas Sondag, in julle woon, dan sal hy, dis nou Vader God, wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Is dit nie awesome nie? En in die Engels, Romans 8 verse 11, hy sê, but if the same Spirit that raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Jesus Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. So as ek nou vanmôre die woord reg verstaan, dan woon die Gees van God in my. Hy sê nie daar bo in die hemel daar ver nie. En ek sê weer, ons het verlede Sondag Jesus se opstanding gevier. Vandag wil ek jou bemoedig om te sê, jy het opstandingskrag. Ons weet dit, maar ons beoefen dit nie altyd nie. Die dag toe jy jou hart en jou lewe aan Jesus Christus oorgegee het God 'n krag binne in jou kon deponeer wat sterker is as enige iets wat jy ooit in die gesig mag staar. Dis die krag van God. Ons is nie veronderstel om deur die lewe te gaan, deur te back off nie. Ekskuus, hier is ons Afrikaans en Engels, ons praat Engels. Ons is nie, die Here het ons nie hier geskape, of 'n plan met ons gehad, dat ons moet back off nie. Dat ons elke dag in vrees en in angs en benoudheid moet lewe nie, of dat ons geïntimideerd moet lewe, asof ons 'n agterstand het nie. Nee, as dit so is daar fout. Maar die probleem is so groot. Pastoor, die mediese rapport het gesê, dinge lyk sleg. Hulle het oor Lorna ook gesê. En kyk wat het God gedoen. Pastoor, maar almal is teen my. Niemand hou van my nie. Ek is 'n eensame krokodil. Pastoor, maar mense is so invloedryk, ek kan nie by julle bykom nie. So wat? Pastoor, ek het die krag nie vir enige van hierdie goed wat my pad langs kom nie. As jy weet met hoeveel mense sit ek daagliks wat vir sê, ek het nie krag nie. Dan sal hulle wedergebore kinders van God, man, jy het krag. Jy moet dit net losmaak hier in die binnekant. Dieselfde Gees, dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, is binne in jou. Nee man, Romeine sê, jy het nie net krag nie. Jy het nie net doodgewone, ordinary krag nie. Jy het opstandingskrag binne in jou. As jy Jesus as verlosser en saligmaker in jou lewe aangeneem het, dan het jy daardie opstandingskrag binne in jou. Dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. Julle is baie stil vanoggend. En julle weet wat is die ding, as julle stil is, spreek ek tot 1 nie. As julle amen sê, gaan ons nou huis toe. Okay. So sê 'n bietjie vir jouself, partykeer moet ons onsself dit net hoor sê. Sê vir jouself, ek het Jesus Christus se opstandingskrag in my. Ek het Jesus Christus se opstandingskrag in my. Sê dit weer, ek het Jesus Christus se opstandingskrag in my. Nou het jy dit gesê, maar glo jy dit? Right, ons kan aangaan. Meeste van ons glo, Jesus het ongelooflike, onbeperkte krag en ja, dit is 100% korrek. Maar God het iewers omgedraai en gesê, ek kom, as jy my seun in jou lewe aangeneem het, as verlosser en saligmaker, dan kwalifiseer jy, dan draai ek dit om, en ek sit daar dieselfde krag, wat in my seun Jesus Christus, daar dieselfde krag, wat so sterk is, dat die graf hom nie kon hou nie, dieselfde krag, wat so sterk is, dat die dood hom nie kon hou nie, my kind, ek sit dit binne in jou, wow! Jy het dit.
ek dink ek kan dit nie doen nie. My situasie lyk so onmoontlik. Ek kan nie by my drome uitkom nie. Ek gaan nooit my doelwit kan bereik nie. Alles is moontlik vir die een wat glo, sê die woord. As jy glo, dan is alle dinge moontlik. Lukas 1:37 sê, by God is daar geen ding onmoontlik nie, as jy glo. Ek wil jou vanmôre bemoedig, en ek wil sê, kry 'n nuwe perspektief. Ons kyk onsself in gansbaitaal. Ons kyk onsself partykeer so vlak. Ons kyk onsself useless. En later dan glo ons dit. Later dan leef ons dit. Ek wil vanmôre sê, kry 'n nuwe perspektief in die naam van die Here, man. Jy is nie swak nie. Jy is nie 'n verlorer nie. You are not a victim. You are a victor in Christ. You are not supposed to back down from life. You are not supposed to run from difficulties and challenges. No, stand your ground and fight the good fight of faith. Daar's 'n rede hoekom hy sê fight the good fight. 'n Fight is altyd bad. Vra maar vir my. Jy kom net nie gelukkig daaruit nie. Die woord praat van 'n goeie stryd. Fight the good fight of faith. Hoekom? Because the battle is already won and the enemy is defeated. Dis hoekom jy 'n goeie stryd kan stry. Ek wil dit weer sê. The battle is already won and the enemy is defeated. Die vyand het geen krag oor jou nie. Ek het dit al so baie keer hier gesê. Ek sê dit vir julle wat ek nog nie gehoor het nie. Dan kom jy by iemand en sê, in Sparse sentrum, hallo, hoe gaan dit met jou? Pastoor, die duiwel ry my. Is reg, kry vir jou. Die vyand kan net met jou doen wat jy hom toelaat om te doen. Sit hom op sy plek. As God se opstandingskrag in jou is, sê ek vanmôre dit, want ek weet waar ek vandaan kom, kan siekte jou nie stop nie. Daai backpacks wat jy deurgaan, dit kan jou nie breek nie, want daar is 'n krag wat in jou is, jy's unstoppable in die naam van die Here. Nie in jou eie krag nie, in die krag van die Here. Daar is 'n krag in jou wat nie kan stop nie. Dit is vir jou om dit te vat. Dit is vir jou om dit te glo. Dit is vir jou om daarmee te loop in die naam van Jesus. Amen. Ek weet wat ons dink. Our thoughts, our words and our actions becomes a powerful force of attraction. Hou aan met glo jy is bankrot. Sien baie huise hier teen die see af. Arm, maar geduldig. Jy sal arm maar geduldig bly tot die dag wat Jesus jou kom haal. Dis reg. Jy sal bly sukkel, want dit is 'n deklarasie. En dit wat jy sê, deur hierdie mond van jou, dit word losgelaat in die atmosfeer. So as jy sê ek is sleg, dan, hallo, dan is jy sleg. Dankie suster, welkom. So, reg deur die dag, ons moet ons koppe begin reg kry. Ons moet in die woord van die Here kom, want die Jesus was versoek deur die vyand. Hoe het Jesus die vyand weerstaan? Deur te sê, daar staan geskrywe. Kom meer in die woord en begin die woord van God praat. In die oggend, as ek opstaan, en ek voel nie altyd so bright nie. As ek moet kyk hoe ek vandag gevoel het, ek opgestaan het, het ek eintlik in die bed gelê, dat die 2 dokters my daar nurse. Ek het 'n keuse gemaak. Ek kon gesê, nee, weet jy wat, Pastor Beryl is op die been, ek is in die nood, Pastor Beryl, kan jy gou vanoggend kom preek? Sy sou dit gedoen het, ek weet sy sou. Al het sy gesit op 'n stoel. Nou nee, wacht vir die einde vraag kort kennisgewing nie. Maar ek het 'n keuse gehad vanoggend om op te staan en te sê, Here, al voel my liggaam nie goed nie, deur die wonde van Jesus is ek genees. En wanneer ek opstaan in die dag en ek help jou, dan begin ek te verklaar, ek is sterk, want ek voel nie altyd so sterk nie. Ek is
vol krag. Ek is tot alles in staat deur Jesus wat my krag gee. Ek gaan nie vrees nie. Ek gaan nie styer onder die vyand se aanslag nie, want hy kom na my toe ook, meer as na julle. Ek verklaar dit. Ek gaan nie geïntimideer word deur die leuns van die vyand of deur aanslag van mense nie, because I am not a victim, I am a victor in Christ. Ek is wat die woord sê ek is. Ek kan doen wat die woord sê ek kan doen. Ek kan bereik wat die woord sê ek kan bereik. Ek kan hê wat die woord sê ek kan hê, want ek is nie onder die vloek nie, maar ek is geseën met alle geestelike seëninge in Christus Jesus. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Al kom die vyand op een pad na my toe, op 7 paaie sal hy voor my uitvlug, want deel van my afrug is dit. Geen wapen wat die vyand teen my smeer sal suksesvol wees nie, sê die woord. Halleluja! Nou wil ek vir jou bemoedig, en ek wil vir jou sê, al voel jy nie goed nie, moenie net mense sien jou kop hang nie. Tel jou kop op. Dat het vir Leanne gesê toe sy klein was. Sy is 'n sonneblom. Dan weet jy wat, 'n sonneblom se kop draai altyd na die son toe. As sy kop begin hang, dan is dit tyd verby. Tel op jou kop. Jy is nie arme, ellendige, deur storm gejaagde, ongetrooste, waarvan Jesaja 54 vers 11 praat nie. Ek wil jou vanmôre help en ek wil vir jou sê, act like you are powerful. You've got the power. Ja, pastoor, ek voel nog nie so powerful nie. Ek voel nog nie so baie happy nie. Word nie beweeg deur wat jy sien nie. Ja, amen. Word beweeg deur die krag van God wat in jou is. Jy kan nie gaan op wat jy voel nie, want weet jy wat? Gevoelens verander elke uur, elke halfuur. Nou is jy happy, nou is jy kwaad. Jy kan nie op jou gevoelens gaan nie. So jy moet beweeg word deur jou geloof in Christus. Dit wat jy teen te staan kom. Luister mooi. Mag vir jou groot lyk. Mag vir jou hoog lyk. Mag vir jou sterk lyk. Dit mag vir jou kragtig lyk. Ja, dit is die verloop van die dag. Maar onthou net, hoe groter hy is, hoe hoër hy is, hoe harder val dit in Jesus naam. Jy het 'n voordeel genaamd opstandingskrag. Sê 'n bietjie, opstandingskrag. Al voel ek nie elke dag ek is so powerful nie. Al voel ek nie elke dag ek is so sterk nie. Ek tree in geloof op. Sometimes I fake it until I make it. Yes. Maar ek glo. Ek mag nie dit voel nie, maar ek glo dat ek is sterk in die Here. Ek mag dit nie voel nie, maar ek glo ek is meer as 'n oorwinnaar en tot alles in staat, want ek het God aan my kant. En as God vir my is, wie kan teen my wees? Halleluja. Hy laat my oorwin, hy laat my staan op my hoogtes, hy veg vir my, hy trek voor my uit, hy maak die hoogtes gelyk, want ek het opstandingskrag in my. Maak dit vir julle sin. Moenie geïntimideerd deur die lewe gaan nie. Arme ou wurmpie Jakob. Jy's meer as 'n oorwinnaar, man. Jy het saam met die Heilige Gees krag wat in jou is, het jy soveel autoriteit in Christus. Ek sê weer, in myself kan ek nie my een voet voor my ander voet sit nie, maar is 'n ander storie wanneer ek besef ek wandel in u opstandingskrag. Sylvia ken dit. Dit is Jesus. Dis die krag van God in Jesus. Halleluja! Ek het op 'n keer gelees. Ek het dit in die week hier in die kantore gedeel. Ek het iewers gelees van 'n man wat in Alaska woon. En hy was baie diep in die occult betrokke. En die mooi ding wat daaruit vooruit gesprei het, ek wil nou nie baie ingaan op detail, dit is 'n topic vir 'n Bybelstudie. Maar die mooi ding wat daaruit voortgesprei het, is dat hy was met demoniese goed besig. Maar later het hy sy hart en sy lewe aan Jesus oorgegee.
So die man het die vermoë gehad om sy fisiese liggaam te verlaat en dan in die geesrealm te travel. 'n Mens noem dit astrale projeksie. Ek vra my 'n ander dag daarna. Ek wil nie nou daaroor praat nie. Maar in elk geval, hy het saam met 'n wedergebore man van God gewerk. En hy het nie lekker saam met hom gewerk nie, want onthou, lig en duisternis het nie gemeenskap met mekaar nie. So die man wat betrokke is in die occult, hy besluit dat hy gaan uit na daardie man se huis toe om 'n vloek op hom te gaan plaas. Want hy het nie van hom gehou nie. Nou normaalweg kan hulle sommer, hulle verskyn net, deur mure of wat ook al. En daardie aand kry hierdie man, kom ons sê sy naam is Karoos. Daardie aand kry Karoos geen inkomplek in daardie huis nie. En hy weet nie wat gaan aan nie. En hy besluit maar hy gaan agterom, dan gaan hy kyk, miskien is daar 'n oop venster. En hy kom agter in die agterkant van die huis. Die man vertel, hy sien die man op wie hy, van wie hy nie hou nie, op wie hy nou eintlik die spel wil kaas. Hy sien die man sit daar en daar so wat 15 mense in 'n kring rondom hom. Hy sien toe hy kyk deur die venster, toe sien hy hierdie mense as helder skerp ligte wat verblindend skerp op daai stoele sit en uitstraal en uitskyn. Met ander woorde, hy kon nie daar inkom nie. Hy vertel, hy sê dit was die mees helderste lig wat van elke individu geskyn het, wat hy nog ooit in sy lewe geervaar het. En hy het later uitgevind, dit is 'n groep mense wat elke week by mekaar kom en saam bid. En terwyl hulle bid, het daardie man met sy verkeerde motiewe nie inkomkans kon kry in daardie huis nie. As jy 'n lewende verhouding met Jesus Christus het, dan mag jy soms nie so powerful voel nie, ja. Maar onthou dit, as jy wandel in sy opstandingskrag, vir die vyand gloei jy met God se heerlikheid, met God se glorie, want jy's God se eiendom. Jy's beskerm onder sy bloed en onder sy hand en sy krag is in jou. Ek vertel, dink donderdag vir Johan, dat Leanne, myself en Alma is so 2 of 3 jaar gelede by Elgin. En hulle het ou motors daar en hulle kyk na die ou motors en ek sien 'n man en 'n vrou en 'n 10-jarige omtrent seentjie kom om die draai gestap. Sê, die draai is nou daar by die deur. Maar hier is so 'n groot pentagram op die seentjie se keel getatoeëer, die 10-jarige seentjie. Ek sê niks, ek kyk net om en die volgende oomblik skryp daai man, sy vrou en sy seentjie en hulle hardloop en ons besef, hulle het gesien, hier's 'n verblindende lig, dis die krag van God in Jesus. Ons het hulle nooit weer daar die hele dag gesien nie. Pastoor, hoe aktiveer ek daardie krag? So maklik soos daglig. Neem Jesus as verlosser en saligmaker aan en kom in 'n lewende verhouding met God en glo. Ek verklaar dit meer as een keer op een dag. Ek het die mos al gesê, ek's bietjie anders as die ander. Ek is anders normaal as ander normale mense. Ek glo en spreek lewe. Ek verklaar dit meer op een keer op 'n dag. I am strong. I am powerful. I am more than an overcomer. I'm glowing with God's glory. Want ek wil nie hê mense met die Melia Swanepoel sien nie. Hulle moet Jesus in my kan sien. Ek verklaar, I'm brilliant, I'm bright, I'm a radiant beam of light. I'm an outstanding peak performer. And I am a dynamic life transformer. Wat is ek besig om te doen? Ek is in die besigheid van om mense se lewens te help, omdat hulle verander word, om by Jesus uit te kom. Sit een keer op 'n vliegtuig op pad Durban toe na 'n konferensie en ek kom langs 'n man te lande en ons begin gesels en hulle sê, wat se werk doen jy mevrou? En ek sê, ek is 'n motiveerder. Hy sê so, wat motiveer jy? Ek sê, ek motiveer vir mense om by Jesus Christus en in die hemel uit te kom. En daar was die gesprek op tussen mekaar. Ons mag dalk dit
nie sien met ons fisiese oë nie, maar in die geesrealm, wanneer ons op datum is met die Here, in verhouding staan met die Here, in die geesrealm, verblind ons die magte en die kragte van duisternis wat teen ons werk. Wanneer jy 'n lewende en 'n gesonde verhouding met Jesus Christus het en jy wandel in sy opstandingskrag, dan kan die vyand nie jou huis, jou lewe, jou finansies, jou toekoms hijack nie, want God se beskerming is om jou en oor jou en sy krag is binne in jou. Niemand kan 'n vloek op jou sit nie, want die Here sê dit wat hy geseën het, kan geen mens ooit vervloek nie. Die woord sê, so wat ek sê nie, die woord sê, ek is nou eenmaal 'n geseënde van die Here. Saam met Jesus Christus het hy alles aan my gegee. Ek is 'n erfgenaam van God. U is 'n erfgenaam van God. U is mede-erfgenaam saam met Jesus Christus. Ek is so bly, so opgewonde dat jy oor die banke spring, want alles wat Jesus geërf het, behoort aan my, behoort aan u. Halleluja! Kom ons gee die Here 'n handeklap. Ek is amper klaar. Kyk hoe kragtig is dit. Terwyl Jesus hang aan die kruis op Golgotha, wat ons Vrydag daai pad gestap het, Jesus is deel van die drie-eenheid. Reg? Help my asseblief. So dieselfde drie-enige God wat ingespreek het in die aarde in Genesis om tot stand te kom en gesê, let there be light. Daardie selfde Jesus wat deel is van die drie-eenheid, hang aan die kruis. Weet jy wat? Dieselfde God wat ingespreek het in Genesis, wat gesê het, laat daar lig wees, laat bome, voëls, diere, wat ook al, en dit het tot stand gekom. Hy het in die aarde ingespreek. Weet jy, in hierdie week terwyl ek besig maandag, terwyl ek voorberei vir hierdie woord, toe kry ek hierdie prentjie van hierdie magtige God, wat eens ingespreek het dat die aarde tot stand kom. En nou hier hang die deel van die drie-eenheid, hang aan die kruis. Ek sê nou vir jou, die aarde het begin nervus raak. Want die woord sê, die aarde het begin skud, die aarde het begin bewe. Dis die krag van God en Jesus. Selfs die aarde het op daardie oomblik, op daai donker Vrydag geweet, iets is nou so nie reg nie. Daar was 'n groot aardbewing gewees, gaan lees dit in die woord. Weet jy wat het gebeur? Die son het op ons skyn, helder oordag. En die son kon nie sien wat gebeur met my Jesus aan die kruis nie. So het sy gesig weggedraai en dit was donker, helder oordag. Dis die krag van God en Jesus. Soldate, wrede Romeinse soldate, moes uitroep en sê, waarlik, hy was die seun van God gewees. Dis die krag van God en Jesus. Hoe powerful is dit? Toe Jesus sy laaste asem uitblaas. Sylvia, julle kan maar kom. Toe koning Jesus sy laaste asem uitblaas op hierdie aarde, dis die krag van God en Jesus. Dit is nie deur die toedoen van 'n mens se hand nie. Toe skeer daai baie dik geweefde voorhangsel van die tempel, van bo na onder in twee. Dit is 'n saak van onmoontlikheid. Ek het iewers eendag gelees dat 12 paar osse kon nie eers daai gordyn uitmekaar skeer nie. En hier skeer die tempel die voorhangsel van die tempel skeer in twee. Dis die krag van God en Jesus. Dit is 'n demonstrasie van God se krag. En jy weet, in daardie tyd kon niemand in die tempel ingaan nie. Sê dankie vir die Here, hier is 'n aanbiddingsplek waar jy Sondag kan kom, jy kan Maandag kom, jy kan Vrydag kom. Die plek is oop. Daardie tyd kon die priester net eenmaal in 'n jaar in die allerheiligste ingaan. Nou
het Jesus die weg gebaan. Deur sy opstandingskrag het hy vir ons 'n weg gemaak om by hom uit te kom. Ons kan met vrymoedigheid, sê Hebreërs, die troon van God nader om enige tyd gehelp te word. Jesus het die weg gebaan, nie net een keer nie, vir ewig. Jy het nie vanmôre 'n priester nodig, of 'n pastoor, of 'n dominee, om vir jou, namens jou na God toe te gaan nie. Jy kan dit self doen, want Jesus het die weg gebaan, hy het die prys betaal. Dit maak nie saak hoeveel foute jy al in jou lewe gemaak het nie. Maak ek foute? Ja, verseker. Nie moetswilliglik nie, maar dit gebeur. Dit maak nie saak hoeveel foute jy ooit gemaak het nie. Dit maak nie saak hoeveel keer jy die Here al teleurgestel het nie. Jy het vrye toegang. Jy het 'n oop deur om by die Here uit te kom. Enige tyd, enige plek, enige dag. En vir eens en vir altyd is die vyand verslaan. Gerard Ras het dit aangehaal 2 of 3 Sondae gelede, waar hy gesê het, die skuldbrief, die aanklagte van die duiwel wat sê, o, maar jy is so sleg, o, jy het dit verkeerd gedoen, o, maar jy doen nie reg nie. Daai aanklag wat die vyand kom, het Jesus gevat, hy het dit vasgekap aan die kruis, en hy die vyand, sê my woord, uitgeklee, en in die openbaar tentoongestel, hy het hom tot skande gemaak. He stripped him from his armor, en ek sê weer, as jy nou 'n aanslag beleef, staan dit hier, in die naam van Jesus, moet dit nie vat nie. Die vyand doen net met jou wat jy hom toelaat om te doen. As jy 'n deur vir hom oopmaak, vir eens en vir altyd, is die vyand verslaan. Loop in daardie autoriteit in Christus. Dit maak nie saak wat die lewe na jou kant toe gooi nie. God is by jou. Sy opstandingskrag is in jou. My challenge vir u vandag, en ek is klaar. My challenge vir u vandag is, trek jou skouers reguit, man. Staan op, tel op jou kop. Maak jou rug sterk. Jy is nie treurig en swak en hopeloos. Ek verslaan nie, dieselfde God, wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, verskoon, sy krag is binne in jou. With Christ in the vessel, I can smile at the storm. Het ek het elke dag maklik? O nee. With Christ in the vessel, Karin, I can smile at the storm. Ek wil jou vanmôre challenge om op te staan en uit te staan vir koning Jesus. Die dae van sit in die banke is verby. Die dae van sit, en ek is maar net 'n geheime agent, ek is op 'n Sondag hier, maar dit is ook maar net, ek is net hier, dis verby. Dit is tyd dat ons opstaan. Let God's army arise in Gansbaai. We are able to take this down for Jesus. Maar ons kan dit nie doen as ons passief is nie. Ons kan dit nie doen as ons nie besef, ons het opstandingskrag in ons nie. Ons kan dit nie doen as ons nie besef, wie is ons in Christus nie. So staan op, en staan uit vir Jesus, en laat toe, dat sy liefde en sy opstandingskrag in jou, en deur jou manifesteer in Jesus naam. Ek wil net sê, dis nie die spykers wat my Jesus aan die kruis gehou het nie. Dit is nie die spykers nie. Dit was sy liefde vir jou en vir my. So is dit nie die moeite werd dat ons alles aan hom oorgee nie. I surrender. Is maklik om te sê, I surrender in die kerk, en by die huis dan skop jy jou hond of gryp hom in sy ore. Not just the part, but all. Amen. Kom ons, maak ons oor toe vir 'n oomblik. Ek het gedoen wat die Here gesê het ek moet doen. Dit wat die Here op my hart gelê het, ek glo ek kon jou bemoedig. Ek is bemoedig deur te weet, ek het opstandingskrag in my. Miskien is jy vanmôre hier, terwyl ons hoofde gebuig is en niemand rondkyk nie. Fokus net vir 'n oomblik op jou lewe, op jou verhouding met die Here. Is alles oukei? Is Jesus happy met jou lewe?
soos wat jy dit lei op die oomblik? Of kan jy baie beter doen vir hom? Kom ons gebruik 'n oomblikie, dat ons net stil raak voor die Here. Is Jesus happy met jou lewe? En dit wat jy sê, en dit wat jy doen, dit wat jy leef, of kan jy soveel beter vir hom doen? Vader God het sy beste gegee, sodat ek en u vanmôre hier kan sit. Kan ons nie ons allerbeste vir die koning van alle konings gee? Jy sê, pastoor, ek het so baie challenges. Ek ook. Maar ons kan saam met jou bid. Daar's niks anders wat ons kan doen, maar ons kan saam bid. As twee saamstem, die ushers kan maar kom. Ons wil saam met jou bid. Want ons wil nie hê, jy moet voel, jy is 'n oorwinnaar en jy moet glo, jy moet in dit inloop. Sal enige iemand wat vanmôre gebed nodig het, of jy siek is in die liggaam, of jy struggle met iets, asseblief, neem vrymoedigheid en kom na vore. Ons gaan saam met jou bid. En ons gaan vir jou help om die pad saam met Jesus te stap. Vader, ek het u nodig. Ek kan niks doen sonder u nie. Laat toe dat die Heilige Gees soek lig en elkeen van ons harte inkyk. Vanmôre. Miskien moet jy iemand vergewe. Miskien moet jy iemand vryspreek vanmôre. Jesus is hier. Die Heilige Gees is hier. Moenie jouself beroof van 'n blessing nie. Miskien sit jy hier, jy het nog nooit jou lewe aan Jesus oorgegee nie. Dan kan ons jou help om by Jesus te kom, soos wat iemand my gehelp het om by Jesus te kom. Enige iemand wat gebed nodig het, ek wil jou uitnooi, kom staan hier voor en ons bid saam met jou. My life is not mine. Is alles in orde met elke dag vanmôre? Alles reg? Dan prys ek die Here. Vader, baie dankie dat die woord en die Gees vanoggend met ons gepraat het. Here, ek wil bid soos Jakobus sê, dat jy ons nie vergeetachtige hoorders van die woord sal maak nie, maar dat ons sal uitstap hier as daders van die woord, dat ons Jesus mense sal wees, Here, dat ons sal lewe, dat ons sal wandel in die opstandingskrag, in Jesus naam. As enige iemand met 'n ongesteldheid in die liggaam is vanmôre, dan sê ek siekte, jy het geen houvas nie, in die naam van Jesus Christus, verklaar ek, dat deur die wonde van Jesus, is elke een wat 'n ongemak beleef, wat 'n siektekondisie beleef, is gesond, want dit sê die woord. Ek bid vir die week wat voorlê, dat jy elke een sal seën, hulle wat op die pad moet terugry na hulle onderskeie huise, dat jy die bewaarder is wat nooit slymer of self nie, en dat dit vir ons 'n deurbraak week sal wees, 'n deurbraak week, wat ons sal weet, ons wandel in u krag, ons wandel nie hoe ons voel nie, maar ons wandel op grond van die woord wat u gesê het. Ek bid u seën af op elke persoon in hierdie plek, dat u hand op elke een sal lê, en Here, dat ons sal lewe om God se hart bly te maak, om Jesus se hart tevrede te stel. Word verheerlik in Jesus naam. Amen. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my